Nou die storie begin in 'n stal, waar daar 'n baba seentjie gebore is, maar daar was nie van plek in die herberg nie. Julle ken die storie, dis hoekom ons Kersfees het. Hierdie seentjie word groot by 'n timmerman en sy vrou, wat eintlik self ook maar kinders is. Nou van hierdie seentjie skryf Kolossense dit. Bianca, jy kan vir ons daai eerste een wys. Eerste teksie wat ek daar het. Kolossense skryf hoofstuk 1 vers 15. Die seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die seun is die eerste, verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders, alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar en deur hom bly alles in stand. Ja, hierdie babietjie is gebore, maar hy was aan die begin reeds daar. Met die skepping was hy reeds daar, want hy's God self. Hoor mooi. God het nie gekyk uit die hemel uit en gesien, hier's 'n man met die naam Jesus, en toe gee hom die Heilige Gees, en hy maak hom God nie. Nee, is God self, wat nie minder geword het nie, hy het meer geword, want hy het mensheid aangeneem, en tussen ons kom woon, vir ons kom wys, kom leer. Op 30-jarige ouderdom het hy sy bediening begin, en oral rondgeloop. Vir 3 jaar lang stap hy deur Israel, deur die dorpe, en vertel hy, storie op storie op storie, van hoe God se hart lyk, van hoe liefde lyk, van hoe die kerk moet wees, van hoe volgelinge van Jesus moet lyk. Heeltemal radikaal anders as die kerk van Jesus se tyd. En dit maak die kerk baie kwaad. Want oral waar hy kom, doen hy wonderwerke, en die mense stroom agter hom aan. En dan, toe die kerk kwaad genoeg word, toe span hulle saam met die heidene, die Romeine, wat hulle eintlik haat. En die saamwerkerheid tussen die twee, kon toe vir Jesus doodkry. Onskuldig word hy in die kruis opgehang. En 3 dae later staan hy op, en hy oorwin die dood. Hy leef. Die kerk het gedog, as ons die leier doodmaak, dan stop hierdie sekte, hierdie beweging. Maar hoe verkeerd was hulle nie? Want 'n paar dae later, na hy opgestaan het, vaar hy op na die hemel, en hulle sien hom, hoe hy opvaar. En 'n paar dae later, ontvang hulle die Heilige Gees. En so sprei die evangelie, die goeie nuus van Jesus wat opgestaan het, van Jesus wat leef, soos 'n veldbrand in die wêreld in. En die volgelinge word al hoe meer, en al hoe meer. Al hoe meer mense kom tot bekering, en hoe meer mense tot bekering kom, hoe meer versprei die nuus. Hulle gaan huis toe en gaan vertel by die huis, hulle gaan na ander dorpe toe en gaan vertel oralster, Jesus het opgestaan, hy is die Here, hy leef en hy het jou lief. En die kerk word al hoe kwaader. En 'n man met die naam Saulus neem dit op homself om hierdie beweging uit te roei. En hy vervolg die kerk. Kyk hoe hulle met klippe doodgooi. Klim op sy perd, ry na ander dorpe toe om Christene gevange te neem en dood te maak. En dan op een van hierdie trips van hom skyn daar 'n lig en hy val van die perd af. En in hierdie lig wat op hom skyn, sien hy vir Jesus. En Jesus sê vir hom, Saulus, hoekom vervolg jy my? En net daar draai Saulus se lewe om en hy word Paulus. 12 jaar na daai gebeure, en 12 jaar se opleiding en se leer, begin hy met sendingreise. En neem hy die taak op homself om deur die hele bekende wêreld te stap en die evangelie te gaan verkondig. En van dorp tot dorp loop hy en so stig hy kerke, want oral waar hy die evangelie vertel, kom mense tot bekering. En stig hy 'n gemeente. So gebeur dit dan, laat 'n man met die naam van Epafras ook tot bekering kom. En Epafras vat die evangelie terug na sy tuisdorp, en sy tuisdorp se naam is Kolosse. Nou Kolosse was een van 3 groot stede wat op die handelsroete gesit het. Maar in die tyd toe Epafras tot bekering gekom het, het die ander 2 stede aanhou groei en Kolosse het klein geword.
'n onbeduidende klein dorpie op die rand. Kom ons wys gou daai kaart. As hy, sien julle hier onder die hoekie, daar is Italië, Griekeland, Turkye, dan daai rooi blokkie, dis wat die groot kaart is, dis waar Kolosse sit. Nou Paulus was nooit self in die dorp gewees nie, hy het nie die gemeente begin nie, Epaphras het hom begin. Maar nou kan jy vir jouself imagine, hier is hierdie klomp jong Christene, wat die evangelie gehoor het, tot bekering gekom het, en nou begin hulle onder mekaar gesels. Hoe moet ons leef? Hoe moet ons optree? Hoe moet ons doen? En daar's klomp opinies. En dan besluit Epaphras, maar ek gaan vir Paulus soek. Ek het gehoor van hom, so ek gaan hom soek, en dan gaan ek hom vra, hoe moet dit wees? Hoe moet ons leef? Hoe kom mens in die hemel? Wat is genoeg en wat is nie genoeg nie? En dan loop hy en hy kry vir Paulus in die tronk in Rome. En dan skryf Paulus Kolossense. Want onthou nou, dis Jode wat tot bekering gekom het, en die Jode bly sê, tradisie, julle moet al die wette nakom, julle moet al die feeste en rituele wat die Jode het, met julle nakom, en dan is dit genoeg om hemel toe te gaan. Daar's Grieke wat Christene geword het, en die Grieke het gesê, maar dit gaan als oor misterieuse kennis. Jy moet sekere ervarings en sekere belewennisse hê in die lewe, en dan het jy meerdere kennis, en jy's 'n beter Christen. As jy nie die rituele deurgaan nie, is jy maar 'n second hand Christen. Daar selfs ouens wat gesê het, die planete het 'n invloed op jou lewe. Vandag kry ons dit ook, né? Die huisgenootjies van sterre voorspel. Het was daai tyd al daar gewees. Hulle sê nee, jy moet net die planete dophou, en dan gaan jy weet of jy kan hemel toe gaan of nie. Die gode van die Romeine en die Grieke was baie. Vir elke liewe ding was daar 'n God. So Jesus was maar net een van die goedjies wat deel geword het. Een van die gode van baie. So wie's reg? Hoe kan ek seker wees? Wil Epaphras by Paulus wees? Kan 'n mens seker wees of jy hemel toe gaan? Of moet ek maar altyd bly raai? En moet ons al hierdie goed doen? En dan skryf Paulus, is eenvoudig, Epaphras, Jesus, punt. Jesus is genoeg. Niks anders is nodig nie. En vir Paulus in die brief van Kolossense gaan dit oor twee sake. Die eerste een is my redding. Kan ek seker wees dat as ek vanaand my oë toemaak en ek word nie weer wakker nie, is ek in die hemel? Met ander woorde, kan ek seker wees ek gaan hemel toe? Of kan ek seker wees? Party ou sê jy moet genoeg rituele hê, ander ou sê jy moet genoeg ervarings hê, ander ou sê jy moet genoeg vir God beleef het, ander ou sê dit, ander ou sê dat, so wie's reg? Jesus, sê Paulus. Jesus, die Seun van God, wat mens geword het, sonder sonde gesterf het, in jou plek, het jou gered, en hy het die offer klaar betaal, en hy roep jou nou op jou naam, en sê kom, en wees my vriend, want ek het jou gered. Kolossense 1 vers 22, maar nou, het hy ook julle met homself versoen, deurdat sy seun as mens gesterf het, om julle heilig, sonder smet en onberisplik voor hom te stel. Jou redding, die feit dat jy hemel toe gaan, is 100% gebou op dit wat Jesus reeds gedoen het. Dit is genoeg. Maar moet ek dan niks doen nie? Dis wat mens genade noem. Dis wat mens genade noem. Want genade is iets wat ek verniet kry. Meer nog, met jou en my sonde verdien ons wat? Die dood. Die hel. En Jesus kom en in ons plek gaan hy soontoe en oorwin die dood en hy gee vir jou die lewe. Verniet. Jy moet niks meer doen nie. Nou sit ons nou maklike som. As iemand vir jou persent gee, wat doen jy? Jy vat hom en as jou ma jou mooi groot gemaak het, dan sê jy, dankie. Dit moet jy doen. Jesus bied vir jou die lewe aan. En as jy sê, dankie Here, ek vat dit. En dankie dat jy my sondes vergewe het. Nie eers dit nie. Dan is jy gered. Dan gaan jy hemel toe.
Want Christus doen reeds alles. Kom ons kyk gou vir 'n oomblik van die ander kant af. Waarop bou jy jou sekerheid? Waarop bou jy die feit dat jy kan sê, maar ek weet, ek gaan hemel toe? Paulus sê, bou dit op wat Christus gedoen het. Nie op wat jy gedoen het nie. Jy het toch al baie keer uit droom gehad, nee? Jy voel of jy teen die leer opklim en dan skielik val jy af en jy skrik wakker. Ken julle daai ding? En dit was so reël soos môre heeldag en dan besef jy, dankie tog, ek het op my kussing geval. Julle ken dit. As jy bou jou geloof op wat jy gedoen het, is dit moontlik dat jy kan wakker skrik en besef dit was 'n droom? Ja, is moontlik. Maar as jy die feit dat jy hemel toe gaan bou op wat Jesus Christus gedoen het, dan gooi ek mos nou my anker uit myself uit en ek bou op hom. Dit is ontsettende behoefte in vandagse moderne mens om goed te kan ervaar. En as jy ervaring gehad het en hierdie wow feeling gehad het, dan gebruik ons baie keer daai wow feeling as fondasie om ons geloof op te bou. En ek gebruik die emosioneel om te sê, maar dis hoekom ek glo, want ek het God beleef. Ek kan nie dit doen nie. Want môre los jou kerel jou. En jou ma is kwaad vir jou. En dan voel jy nie meer lekker nie. En dan is Jesus ook ons om nie meer lief vir jou nie. Paulus sê, bou dit op die feit dat Christus gesterf het aan die kruis en jou op jou naam geroep het en syne gemaak het. Dis die fondasie. Kom ons praat gou vir 'n oomblik oor jou verhouding met jou ma. Jy weet jou ma is lief vir jou, nee. Hoe weet jy dit? Dis maklik. Elke keer as jy met haar oor die telefoon gepraat het, dat jy hierdie warm gevoel van, sy is lief vir my, so great, want ek het dit gevoel, nee. Nee, jy doen nie. Al wanneer jy daai feeling het, is as jy eerste 3 maande uitgaan, daarna het jy hom nou en dan. So waarop bou jy die feit dat jou ma vir jou lief is, want sy sê dit vir jou. En sy wys dit vir jou met al die mamma pakkies wat sy saam met jou universiteit toe stuur. En al die sakgeld wat sy vir jou inpak. En laat sy met jou pa beklei as hy lelik is met jou. Sy wys dit vir jou en sy sê dit vir jou. Jy bou nie die wete dat jou ma vir jou lief is op hierdie feeling nie. Kom hulle is wat met God doen. Bou dit op wat God sê. En God sê, ek is vir jou lief. En ek het my seun vir jou gestuur. En hy het vir jou gesterf. Ja, daar is ervaring betrokke. Ja, daar is emosie betrokke. Ja, daar is partykeer hierdie besef en hierdie belewenis, maar God is vir my lief. Maar dis nie die fondasie nie. Die fondasie is wat Christus gedoen het en wat hy vir my sê en daarop bou ek. Dis die kennis. Nou hierdie is die maklike deel van wat Paulus die mense in Kolossense probeer help. Die maklike deel is om te weet, maar ek kan weet ek gaan hemel toe, want Jesus Christus het gedoen. Verstaan ook die grootste deel van sy brief. As 'n klomp goed wat hy aanpraat oor hierdie sterrekykers, ouens wat waarsêers is, ouens wat sodanige tekste kry en sodanige visioene sien en. Ons sal dit oor die volgende 6 weke als na kyk. Paulus sê, moenie dit wat mense uitgedink het glo nie. Glo vir Jesus Christus. Want hy is genoeg. Dis die eerste een. Tweede probleem wat Paulus aanspreek is, ek bedoel, Jesus het vir jou nie geroep net om hemel toe te gaan nie. Want as hy dit gedoen het, wat soek jy nog hier? Verstaan julle? Het jy geroep om saam met hom te leef, nou al. So hoe werk dit dan nou? Hoe moet ek dan nou leef? Sê Kolossense hoofstuk 3 vers 1 en 2. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is en nie op die dinge wat op die aarde is nie. So hoe moet jy leef? Soos Jesus, radikaal anders. Radikaal anders as die kerk van sy tyd, as die mense van sy tyd. So moet jy leef. En hoe gaan ek dit leer? Ek leef met my oog gefestig op hom. As ek iets wil doen, as ek iets aanpak, is my eerste vraag, nie gaan dit geld kos en het ek genoeg geld nie, en gaan my ma my toelaat nie, en gaan my kerel my... Nee, my eerste vraag is, Here,
wat wil U hê? Here, hoe wil U hê moet ek leef? So hoor julle, Paulus draai dit weer eens weg van jou as individu af. Na wat wil Jesus hê? Want dis wat Paulus vir jou wil sê die hele tyd in hierdie brief van Kolossense. Jesus is genoeg. Dit gaan nie oor jou belewenis en jou ervaring. Dit gaan nie oor jou tradisies nie. Dit gaan oor wat Jesus wil hê vir jou. Dit gaan oor wat God wil hê. Kolossense 1 vers 9 en 10 sê dit. Daarom van die dag af dat ons van julle gehoor het, hou ons ook nie op om vir julle te bid nie. Ons vra God, waarvoor? Dat hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken, sodat julle tot eer van die Here sal lewe, deur net te doen wat hy verlang. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in kennis van God. Dis wat hy wil hê. Dis die antwoord vir al hierdie vrae van wat moet ek en wat moet ek nie. Het gaan nie oor jou nie. Het gaan oor wat wil Jesus hê moet jy doen, en hy wil hê jy moet kennis van hom hê en goeie werke doen. En in die goeie werke beleef ek hom. Weet julle, dis wonderlik as jy die Here beleef terwyl ons praise en worship. Maar dis van korte duur, want as die liedjie se klanke uit die amfie uitgaan, is jou belewenis weg. Die genuine belewenis van God kom daarin as jy vir ander mense begin dien. En dit hou. Die genuine belewenis van God kom daarin as jy jou dien van ander mense jou begin kos. As dit vir jou effort raak, as jy begin kies en besef, maar hierdie ding wat ek nou gaan doen, gaan dalk die mense kwaad maak. Maar God wil hê ek moet dit doen. En dan doen jy dit. En op die einde besef jy, wow, is God nie ongelooflik nie. Kyk hoe beleef ek hom nou. So hoekom 'n reeks oor net Jesus, en dit nog uit Kolossense uit. Vandag is daar net so baie vrae. Ek dink julle het dit agterkom en hoe ek die gemeente in Kolosse verduidelik het. Is net so baie kerke, net so baie mensgemaakte staf. Jy moet dit, jy moet dat, jy moet hierdie, jy moet daai. Ontsettend baie klem op, jy is individu. Jy is die belangrike een. Dit wat jy moet doen en dit wat jy nie moet doen nie, die rituele wat jy moet deurgaan, ensovoorts, ensovoorts. Daar is selfs die sterre voorspel ook, soos ek reeds gesê het. Al hierdie mensgemaakte en mens uitgedinkte staf, hoekom? Want ek dink die duiwel wil hê ons moet vir Jesus mis, net met 2 grade. Want as hy dit kan regkry om jou aandag op jouself te vestig, dan mis ek wat God wil. Dan leef ek mos nie met my oë gefestig op Christus nie, maar dan leef ek met my oë gefestig op myself. En dit wat ek wil en wat ek dink is belangrik, begin ek leef. En dan mis ek vir Christus. Kolossense brief, en ons gaan dit weer en weer en weer sê die volgende 6 weke, wil vir jou kom sê, Jesus is genoeg. Is genoeg vir jou redding en genoeg om vir jou hierdie lewe amazing te maak. Dit wat jy nodig het, dit wat jy na smag, is Jesus genoeg. Ja. Maar moenie my glo nie. Kom stap saam met ons hierdie volgende 6 weke. Wat ons uit die Bybel uitkyk, of dit genuine so is. En of daar nie dalk rituele is wat jy moet bywoon nie. Dalk 'n tradisie wat jy moet doen nie. Kom stap saam. Join 'n selgroep. Sodat jy nie net hoef te luister wat die ouens sê nie, die dominees nie, maar dat jy kan chat met ander. Dat jy ons kan challenge op dit wat ons sê. Sê, ja, maar hier staan dit en daar staan dat. Kom ons kom weer by mekaar. Kom ons praat weer. Want ek dink nogal, het is crucial dat 'n mens presies weet hoekom jy seker is jy gaan hemel toe. Dat jy presies weet wat God van jou verlang. En dat op die einde van die dag jy weet, Jesus is genoeg. Sodat mense nie met tuisgemaakte goed kom en jou de mekaar maak nie.
soos wat in Kolosse gebeur het nie. Mag jy in hierdie volgende 6 weke so deur die Heilige Gees en deur die teks versterk word, dat jy weet hoe kom jy hemel toe gaan, en dat jy weet hoe om te leef, en dat jy weet Jesus is genoeg. Punt. Amen. Hier Jesus, dis eintlik eenvoudige goed, maar ons sukkel, Here, want ons laat ons self meesleur deur mense, deur ons emosies, deur teorieë. Ons laat ons self meesleep, Here, deur staf wat met U eintlik niks te doen het nie. Ek wil bid, Here, vir elke student wat hier is, dat in hierdie volgende 6 weke, as ons uit Kolossense uit oor U praat, dat die onomwonde Uself sal vestig in elkeen van hulle se harte. En dat elkeen na hierdie 6 weke sal weet, Jesus is genoeg. Daar hoef nie 'n en en 'n plus te wees nie, want U is genoeg. U gee vir ons die lewe in oorvloed, en U leer ons hoe om op hierdie aarde te leef, sonder om bang te wees, want ons oë is gefestig op U. Here Jesus, dankie dat U nog nie met ons moed opgegee het nie. Dankie dat U nog steeds oneindig lief is vir ons, en ons vergewe elke liewe dag vir dit wat ons verkeerd doen. Here Jesus, kom vul U ons hart. Geef vir ons weer 'n stuk sekerheid van wie ons is. Here, laat ons met boldness kan leef. Jesus is genoeg, en ek prys en ek loof Hom met my hele lewe.